is die Here nie goed nie. Ons baie kere in ons lewens wat ons omstandighede rondom ons kry en wat dit in die oomblik moeilik voel om vir die Here te sê, hy is goed. Maar selfs in daai tye bly hy getrou. In elke oomblik van elke dag bly hy goed. Bly hy God. En bly hy die goeie pa wat hy is. En Vader, dankie vir dit. Dankie dat ons weet, U is 'n goeie Vader. Vader, dankie dat U naby is en Vader, ongeag van wat om ons aangaan, dat U nog steeds goed is. Vader, dankie vir U liefde. In Jesus naam. Amen. Amen. Julle is welkom om julle sitplekke te neem solank. Nou, voordat ons vanoggend begin, eerstens, gelukkige Vadersdag aan elke pa wat hier is, maar ook elke persoon wat 'n vaderrol speel. Dis 'n interessante job om te hê, maar ons wil net vir elke pa sê, ons waardeer jou en dit wat jy doen in ons gemeente en ook in ons gemeenskap. Ons sal nou 'n bietjie meer oor ons paas ook sê, maar ons het die voorreg gehad in hierdie week wat verby was, Dinsdag, om 'n uitreik te kon gedoen het hier van die gemeente af, van die kerk af. En dit was 'n ongelooflike geleentheid gewees, so as julle daar op die skerm kyk, dis 'n groot deel van ons wat almal hier was. So ons was so bietjie meer as 40 mense wat hier deel was, maar die ongelooflike ding, daar het so bietjie meer as 330 etes wat ons vir mense kon gaan gee, wat uit die gemeente uitgekom het. Dis 330 mense wat op jeugdag kon sien dat die Here hulle ook raak sien. Dis 'n klomp mense wat nie geweet het wat hulle dalk die aand sou geëet het nie, wat ons hulle kon bless met 'n ete. So ons wil vir elkeen van julle wat deel was van dit, wat hier was, wat een aardappel of een tamatie of een ei, wat ook al dit was wat jy bygedra het, wil ons vir jou dankie sê. Want jy het dit moontlik gemaak om ons gemeenskap te gaan dien. Jy was deel gewees daarvan om die Here se hande en voete te wees. So ons wil regtig waar vir elkeen van julle dankie sê. Daar's later in die jaar is daar nog 'n uitreik wat ons besig is om te beplan. So hou die spasie dop. Dit gaan regtig waar weer eens 'n belewenis wees. En ek dink nie julle wil dit mis nie. Julle kan die mense gaan vra wat daar was Dinsdag. Daar was 'n klomp ongelooflike stories gewees. En ons glo dat met die volgende uitreike gaan dit ook weer eens so wees. En met dit, kom ons val in by vanoggend se boodskap. Jy sien, Moedersdag en Vadersdag is vir my altyd twee baie interessante dae in die kerk te wees. Want Moedersdag het altyd hierdie oorhoofse tema. Dis julle is so oulik. Julle doen so goed. En liefde en is so sag en dis altyd so mooi en pink en fluffy, ja. En dan kom Vadersdag en dan is dit bietjie meer soos 'n uittrap sessie. Want hoekom doen paas nie beter nie? En julle moet step up en julle moet harder werk en julle moet meer doen en ek verstaan die intensie agter dit partykeer, want die waarheid is 'n pa is 'n ongelooflike belangrike figuur. Nie net in ons families nie, maar in ons samelewing. Daar is navorsing wat keer op keer bewys dat huise waar daar nie 'n vaderlike figuur is nie, waar daar nie 'n pa is nie, hoe dit elke keer negatief vir daai kinders uitwerk. As tieners, as jongvolwassenes en verder in hulle lewe ook. Inteendeel, op hierdie stadium, tieners en jongvolwassenes wat deur misdaad hulle lewe laat lei het, omtrent 80% van daai mense. As jy teruggaan in hulle geskiedenis, het hulle groot geword in 'n huis waar daar nie 'n pa was nie. Dis eintlik 'n scary statistiek. Daar's die een bekende teoloog, Billy Graham, wat op 'n stadium gesê het, "A good father is one of the most unsung, unpraised, unnoticed, and yet one of the most valuable assets in our society." Sien, dis die ding, 'n pa speel hierdie ongelooflike groot mentorskaprol
Nie net in sy familie nie, maar in die mense rondom hom ook. Dis iemand wat inspraak lewer. Dis iemand wat help om jou lewe te vorm en dis iemand wat jou help om daai guardrails in plek te sit wat jy later in jou lewe gaan nodig hê. Dis baie keer in die oomblik 'n bietjie ongemaklik, maar later as 'n mens terugkyk, dan besef jy hoekom dit nodig was. En dis presies wat ons in die Bybel regdeur ook raak sien. Van die Ou Testament af en in die Nuwe Testament ook. Dink aan Moses en Joshua wat so 'n tipe verhouding gehad het. Elia en Elisa, Mordekai en Esther, Naomi en Rut. Jesus en sy disippels. Die lys gaan aan en aan en aan tot waar ons by die storie kom wat ons vandag by gaan stil staan. Dis die storie van Paulus en Timoteus. En wanneer ons in die vroeë kerk dink, dan dink ons gewoonlik aan Pinkster, aan die wonderwerke wat gebeur het en die genesings, die redding, die groot oomblikke wat daar was, maar as ons mooi gaan kyk in hierdie storie van die vroeë kerk, dan sal iets anders wat ek nie kan help om raak te sien nie. Baie van God se grootste wonderwerke en sy grootste werke wat gebeur het nie op platforms gebeur nie. Dit was tussen mense, in gesprekke, in mentorskap, in vriendskappe, in geestelike vaderskap. Sien, want die koninkryk van die Here beweeg nie net deur hierdie groot oomblikke nie. Dit beweeg deur mense wat deur ander mense gevorm en inspireer word. Julle vat nou Handelinge 16 vers 1 tot 3 wat sê Paulus het ook weer 'n draai in Derbe en Lystra gaan maak. Daar het hy vir Timoteus raakgeloop, 'n Christen met 'n Joodse ma en 'n Griekse pa. Sy ma het saam met hom die Here gedien. Die gelowiges in Lystra en Ikonium kon nie uitgepraat raak oor Timoteus se liefde vir die Here nie. Paulus het toe besluit om Timoteus saam met hom te vat om sendingswerk te gaan doen. So hierdie gedeelte is die heel eerste keer in die Bybel wat ons hoor van Timoteus. Op hierdie stadium is hy eintlik nog 'n verskriklike jong man. Hy's nie bekend nie, hy's nie belangrik eintlik nie. Hy is nie in 'n leierskapposisie enige plek nie. Hy skryf nie hierdie mooi briewe soos wat Paulus geskryf het nie. Hy's eenvoudig net 'n jong man met 'n liefde vir die Here en potensiaal. Sien Paulus kyk na hierdie jong man en hy sien iets. Hy sien iets in Timoteus. Waar ander mense net hierdie gelowige seun raak gesien het, sien Paulus iemand wat deur die Here gebruik kan word. En dis baie kere hoe die Gees ook werk. Hy kyk nie net na hoe iemand nou is nie, maar hy kyk na hoe ons kan wees. Hy kyk na die potensiaal wat in ons sit. En dis die wonder van die vroeë kerk. Dis nie net dat daar duisende gered was nie. Die wonder is dat daar die heeltyd nuwe leiers was wat besig was om op te staan, besig was om opgelei te word. Die disippels het aktief nog disippels gaan maak. Mense het in ander mense gaan belê. En die evangelie is nie net verkondig nie, maar is oorgedra van persoon na persoon. En die hartseer deel van baie van ons vandag maak ons die stelling om te sê, dis net ek en die Here want mense het my seer gemaak. Dis net ek en die Here want. Dis net ek en die Here omdat. My vriend, ek wil vanoggend vir jou sê, as jy voel dis net jy en die Here, dan mis jy dalk 'n bietjie die punt. Want die Here het met 'n rede mense om ons geplaas. As ons na die Bybel kyk, dan sien ons het mense nodig wat inspraak in ons lewe vir ons gee. Selektief natuurlik. Dis nie wys om net almal te laat inspraak in jou lewe hê nie, maar om iemand te hê wat waarheid in jou lewe spreek, wat waarheid oor jou spreek. Maar die waarheid saam met dit gaan ook dat ek en jy nodig het om inspraak te maak in iemand anders se lewe ook. Die Gees werk deur verhoudings. Een van die mooiste beskrywings van Timoteus is 'n ruk later wat Paulus in, ek dink in 1 Korintiërs 4, wat Paulus vir Timoteus skryf as sy geliefde kind. Hy noem hom nie sy assistent nie sy medewerker nie sy projek nie, hy noem hom sy kind.
En Paulus praat natuurlik van 'n geestelike aspek, maar dit wys vir ons iets van die hart van die Here. Die Gees werk deur hierdie geestelike familie. Die mense wat om ons hierso sit. Die mense wat saam met ons glo en die mense wat ons sterk hou wanneer ons nie meer regtig weet hoe om sterk te wees nie. Sien, Timoteus het nie net Paulus se prediking gehoor nie. Hy het gesien hoe Paulus leef. Hy het gesien hoe Paulus bid, hoe hy ly, hoe hy volhard, hoe hy dien, hoe hy die mense om hom liefhet. Hy het gesien hoe Paulus vertrou, selfs wanneer hy nie geweet het hoe die Here uitweg gaan bring nie. Maar Timoteus was ook baie moontlik deur Paulus aangespreek wanneer hy droog gemaak het. Want kom ons wees eerlik, Timoteus was 'n jong man gewees. Hy moes iewers droog gemaak het. Maar hy het iemand nodig gehad wat hom kon regstel sodat hy dit in die toekoms nie weer doen nie. Sien, karakter is nie iets wat ek en jy regtig leer nie. Dit is iets wat ons optel op hierdie reis van die lewe. En die Gees gebruik verhoudings om daai karakter in ons te vorm. Sien, ons lewe in 'n wêreld waar sukses gemeet word deur ons prestasies, ons besittings, posisies, die invloed wat ons het. Maar wanneer Paulus aan die einde van sy lewe kom, dan praat hy nie van al die kerke wat hy geplant het nie. Hy praat nie van die groot oomblikke wat hy beleef het nie. Hy noem 'n klomp name. Aan die einde van sy lewe, wanneer hy terugkyk, dan praat hy van Timoteus. Hy praat van Titus, hy praat van Lukas, hy praat van Silas. Hy praat van die mense in wie hy inspraak gehad het. So, want die waarheid is die grootste nalatenskap van 'n lewe is nie dit wat jy opgebou het nie, maar wie jy help opbou het. Die grootste nalatenskap wat jy agterlos is nie iets nie, is iemand. Sien, vaderskap het die wêreld vir ons hierdie prentjie geskep dat dit altyd net gaan oor voorsiening. Pa moet voorsien vir sy huis, maar dit is soveel meer as dit. Dit gaan oor vorming, oor invloed. Dit gaan oor teenwoordigheid. Dit gaan oor iemand wat langs jou inkom en vir jou sê, kom. Laat ek jou ondersteun, laat ek jou help en laat ek jou wys. Daar's 'n storie van 'n YouTube channel wat ek van weet. Die kanaal op YouTube se naam is eenvoudiglik net Dad, How Do I? En hoe hierdie kanaal begin was, is deur 'n jong man wat besef het, hy het nie 'n pa-figuur in sy lewe gehad nie. So daar was nooit iemand wat hom geleer het hoe om 'n spaarwiel om te ruil nie. Daar was nooit iemand gewees wat hom geleer het hoe om 'n das te vou nie. Daar was nooit iemand wat hom geleer het hoe om 'n plug reg te maak in sy huis nie. En wat gebeur is, hy besef toe dat daar 'n nood in die wêreld is vir so iemand, vir so iets. En hy begin toe om video's te maak om jong ouens wat ook nie 'n pa-figuur het nie, wat nie iemand het om hierdie eenvoudige goed vir hulle te leer nie, te wys hoe om dit te doen. Die meeste van sy video's het oor die 15 miljoen views. Sien, is iets eenvoudig wat iemand begin het, maar wat eintlik so groot invloed maak, wat so groot impak het op die wêreld daar buite. En ek dink altyd, as ons 'n groot boom sien, ons sien die stam en ons sien die takke, ons sien die vrug, maar ons sien nie die wortels nie. Maar tog is die wortels die rede hoekom hierdie boom sterk kan staan. En so is dit ook met baie mense wat deur God gebruik word. Sien, agter elke Timoteus is daar 'n Paulus. Is daar iemand wat hulle sterk en geanker en gegrond hou. Agter elke sterk gelowige is daar iemand wat net nie wou ophou bid nie. Daar's iemand wat gevorm het. Daar's iemand wat aangemoedig het en daar's iemand wat in daai persoon belê het. En die waarheid is invloed is dalk onsigbaar, maar dit is elke keer onmisbaar in 'n persoon se lewe. En wanneer Paulus sy laaste brief skryf aan Timoteus, dis die laaste brief wat hy skryf in sy hele lewenstyd. En ek hou daarvan om te dink dat as ek weet hierdie gaan die laaste boodskap wees wat ek vir iemand moet gee, dan sal dit vir my die waardevolste inligting wees wat ek gaan probeer oorbring.
En as jy na daai brief gaan kyk in 2 Timoteus, dan kom jy agter dat Paulus geweet het, sy einde is baie naby. Maar hy gebruik hierdie tyd, hierdie laaste woorde wat hy aan Timoteus gee, en hy herinner hom eintlik aan van die eenvoudigste goed. Hy herinner hom aan die geloof wat in hom leef. Hy herinner hom aan sy roeping. Hy herinner hom aan die gawe wat God vir hom gegee het, as 'n jong man om 'n leier te wees. Maar meer as dit, herinner Paulus vir Timoteus van sy identiteit. En ek dink die rede vir dit is omdat God se gees nooit net oor bediening gegaan het nie. Het gaan oor wie ons word. Sien, Paulus wou nie hê Timoteus moet net eenvoudig suksesvol wees nie. Hy wou hê Timoteus moet getrou wees. Getrou aan sy roeping en getrou aan die Here. Sien, die wêreld bewonder talent, waar God eenvoudiglik net getrouheid soek. Die wêreld bewonder charisma. God vorm karakter. Die wêreld fokus op hierdie ongelooflike groot oomblikke, want hoe groter die oomblik is, hoe beter. Maar God kom en hy fokus op transformasie en inspirasie. So my vraag vanoggend aan jou is, wie vorm jou? Maar saam met dit, wie is jy besig om te vorm? Iemand wat inspraak in my lewe, wat in my lewe het, maak gereeld die stelling om te sê, jy word die gemiddeld van die 5 mense met wie jy die meeste tyd spandeer. En dis eintlik die eenvoudigste manier om vanoggend se boodskap saam te vat. Wie is die mense wat inspraak in jou lewe het? Sien, Timoteus het vir Paulus gehad. Maar wie is jou Paulus? Wie is besig om waarheid oor jou lewe te spreek? Wie is besig om jou te help om te groei? Geestelik, emosioneel, by jou werk? Wie is besig om jou aan te moedig wanneer jy voel jy wil opgee? En dan so 'n ander vraag, wie is jou Timoteus? In wie se lewe het jy inspraak? In wie se lewe is jy besig om te belê? Wie is jy besig om te help om te groei? Wie is jy besig om te vorm deur jou voorbeeld? Sien, want die Gees werk nie net deur wat hy in ons doen nie, maar hy werk ook deur wat hy in die persoon langs ons, deur ons doen. Sien, van ons vanoggend sit hier so en ons besef, ons het nie iemand wat inspraak in ons lewens het nie. Dan is jou eerste stap hierdie week om 'n geestelike mentor te gaan soek. En dit beteken nie noodwendig dat dit iemand ouer as jy moet wees nie. Ek het 'n paar mense in my lewe wat heelwat jonger as ek is, wat inspraak in my lewe het. Ek het mense wat heelwat ouer as ek is en mense wat my ouderdom ook is. Maar wanneer ek in gesprekke met hulle sit, moet ek myself herinner, ek moet leerbaar wees. Want sonder om leerbaar te wees, sal nooit groei wees nie. Ek moet beskikbaar wees, om tyd te kan uitsit, om met iemand te kan sit en toe te laat dat daai persoon inspraak in my lewe het. En dis die ander ding, ons moet iemand toelaat. Iemand toelaat om ons blinde kolle in ons lewens vir ons uit te wys. Iemand toelaat om die dinge wat ek en jy nie noodwendig wil erken nie, uit te wys, laat ons dit kan raak sien. Vir van ons sit dalk hier so en ons het iemand wat inspraak in ons lewens maak, maar jy het nie 'n uitvoer nie. Dalk is dit tyd vir jou om 'n geestelike pa of 'n geestelike ma vir iemand te word. Die waarheid is, daar's altyd iemand wat opkyk na jou toe. Al besef jy dit nie. Maak nie saak hoe jonk of hoe oud jy is nie, daar's altyd iemand wat opkyk na jou toe. En ek wil jou uitdaag en ek wil jou aanmoedig, moenie wag totdat jy alles weet voordat jy in so 'n rol probeer intree nie, want dan gaan jy eenvoudiglik net nooit daai stap neem nie. Die waarheid is as jy daai eerste tree gee, dan kan jy iemand begin help om te groei. Dan kan jy iemand begin bemoedig. En dan kan jy, soos wat Jesus sy disippels ook geleer het, iemand 'n disipel begin maak.
Sien, op hierdie Vadersdag vier ons nie net biologiese paas nie, want pa wees gaan oor soveel meer as net biologie. Dit gaan oor elke man en vrou wat geestelik in iemand anders belê. Wat op 'n werksplek of by 'n werksplek in iemand anders belê. Wat op 'n emosionele manier in iemand anders belê. Sien, ons eer elke persoon wat bid sonder ophou vir die mense om hulle. Ons eer elke persoon wat besig is om te help om die mense om hulle te vorm. Die van ons wat hier sit, wat besig is om iemand te help. Die van ons wat hier sit, wat baie keer opofferings maak, sodat iemand anders vorentoe kan beweeg. Ons eer die mense hier, wat leiding gee, vir mense wat voel hulle kry net nie rigting in die lewe nie. En dis die hart van die koninkryk. Sien, as ons na Paulus se lewe kyk, dan sien ons hierdie ongelooflike groot apostel. Die man wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het. Maar wanneer hy na sy eie lewe gekyk het, sien hy Timoteus. Sien hy die persoon raak wie hy opgebou het. Sien, die grootste bewys van die Gees se werk is nie altyd die skare wat jy bereik nie. Partykeer is dit die een lewe wat jy help vorm. So 'n paar jaar terug het ek die geleentheid gehad om in die ongelooflike groot stad van Swaziland te gaan bedien. Dis 'n plaasdorpie, ek sê dit baie dom in die kies. En ek wou nie gegaan het nie. Dit was vir my ongemaklik en dit het vir my gevoel asof ek eintlik net my tyd gaan mors. En weer eens een van my mentors sê toe vir my, so net voordat ek vir hulle sê, ek is reg, ek sal al wees, sê die mentor van my, elke geleentheid wat jy het om met iemand te praat oor die Here, is 'n geleentheid vir iemand om die Here te ontmoet. En ek sê toe ja om te gaan en ons was 'n klein groepie gewees die aand. Ja, ons was seker omtrent so 15-20 mense. En die gesprekke gaan lekker. Ons chat lekker en die naweek is verby. En ek gaan weer huis toe. En maande later, toe loop ek weer een van die meisies wat die aand daar was, loop ek haar raak en toe sy my sien, begin sy huil. Ek dog toe aanvanklik ek het iets baie groot fout gemaak. En sy sê toe vir my, een van haar vriendinne wat die aand daar was, het daai aand haar hart vir die Here gegee. Sy is die naweek daarna gedoop en sy is die week daarna oorlede in 'n karongeluk. Maar ek wou nie gegaan het nie. Iemand wat inspraak in my lewe gehad het gesê, hierdie is 'n geleentheid wat jy het. Hierdie is die kans wat jy het om in iemand se lewe te gaan inspreek, al is dit net vir een oomblik. Vriende, wat as daar een persoon is wat die Here oor jou pad stuur, sonder dat jy dit eers hoef te weet. Maar jy is daai persoon se een laaste lifeline. Wat as die Here jou wil gebruik om iemand na die koninkryk van die Here toe te vat? Wat as die Here jou wil gebruik om iewers 'n Timoteus op te rig? Sien vriende, die Gees van die Here werk nie net in dienste nie. Hy werk in verhoudings. So kom ek en jy wees oop, dat die Here nie net in ons werk nie, maar dat hy deur ons ook werk. Kom ons wees oop, dat die Here ons kan gebruik, om iemand op te rig, om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Sy woord sê dat hy vir ons 'n hoop vir die toekoms het.
Dalk is dit ons eerste stap. So om iemand op te rig vir daai beter toekoms om 'n realiteit te kan word, dat daai persoon, wie weet, dalk 'n president word, dalk in 'n groot leierskapsposisie instap, en ewe skielik, as hulle dan weer terugkyk, dan praat hulle van een oom of een tannie, wat nie wou opgee op hulle nie, een oom of een tannie, wat inspraak in hulle lewe gehad het, een oom of een tannie, wat net eenvoudiglik nie wou ophou bid nie. Vriende, kom ons vat hierdie week, en ons ontvang nie, maar ons gaan gee ook. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie. Dankie vir die mense wat U in ons lewens plaas. Vader, dat U mense om ons sit, om ons te help vorm, maar Vader, dat U ook mense oor ons pad stuur, wat ons na U toe kan wys. Vader, ek wil vra in hierdie week, mag ons bewus wees, nie net van die mense wat inspraak in ons lewe het nie, maar Vader, mag ons bewus wees van die geleenthede, waar ons iemand na U toe kan wys. En Vader, wanneer so iemand oor ons pad kom, Vader, gee ons die wysheid, gee ons die insig en gee ons die woorde. Vader, mag ons in hierdie week disippels gaan wees, en mag ons in hierdie week disippels gaan maak. In Jesus naam. Amen. Amen.